met die boek van Hebreërs en ja, ek het so vinnig die paar hooftemas van die boek deurgehardloop en ek wil vandag begin met sekerlik een van, wel, die boek begin met hierdie boodskap en ek wil vandag bietjie daaroor praat en ek gaan sommer wegspring om vir julle die skrif te lees waaroor ons gaan praat vandag, Hebreërs 1 vers 1 tot 5, wat die volgende sê: in die ou tyd het God baie keer en op baie maniere met ons voorvaders gepraat deur die profete, maar in hierdie eindtyd het hy met ons gepraat deur sy seun. Hom het hy aangestel as erfgenaam van alle dinge en deur hom het hy ook die wêreld geskep. Hy, Jesus, is die uitstraling van God se heerlikheid en die ewebeeld van sy wese. Hy hou alles in stand deur sy magtige woord en nadat hy die reiniging van sondes bewerk het, het hy gaan sit aan die regterhand van die majesteit in die hoogtes. Hy is hoog bo die engele verhef, net soos wat hy 'n naam geërf het wat uitnemender is as hulle sin is. Want aan wie van die engele het hy ooit gesê: jy is my seun, vandag het ek jou verwerk, en ook ek sal vir hom 'n vader wees en hy sal vir my 'n seun wees. Net tot hierso. So hier begin die skrywer van Hebreërs en sê, in die ou dae het God gepraat deur die wet, deur die profete en op baie maniere. Maar nou, in hierdie laaste dae, van die tyd van Jesus, want Jesus het aangekondig dat ons lewe nou in die eindtyd, sê die skrywer hierso het God gesê, gaan ek nou deur my seun praat. Nou, daar is 'n ander storie in die Bybel wat ek ook gou vir julle wil lees en vertel, wat hierdie vir ons mooi prakties verduidelik. En ons kry hierdie storie in Matteus 17. So lees saam met my hierdie nou, Matteus 17 vers 1 tot 8, en dan gaan ons die twee saam sit, en dan gaan ons bietjie praat en verduidelik wat beteken dit. So die storie begin, 6 dae later het Jesus vir Petrus en Jakobus en sy broer Johannes saamgeneem en hulle het teen 'n hoë berg uitgelei, waar hulle alleen was. So dis nou die 3 disippels wat alleen saam met Jesus was. Voor hulle het hy van gedaante verander. Sy gesig het gestraal soos die son en sy klere het skitterend wit geword soos die lig. Hulle praat nie van Jesus. En kyk, Moses en Elia het aan hulle verskyn en was met hom in gesprek. Petrus reageer. Hier is nou belangrik om die te onthou. Toe sê hy vir Jesus: Here, dit is goed dat ons hier is. As u wil, laat my toe om hier 3 hutte te bou. Een vir u, een vir Moses, een vir Elia. Terwyl hy nog praat, het 'n helder wolk skielik 'n skaduwee oor hulle gegooi. En kyk, 'n stem uit die hemel sê: dit is my geliefde seun, oor wie ek my verheug. Luister na hom. Toe die disippels dit hoor, het hulle op hulle gesigte neergeval. Ek dink ek sou ook. Oorval deur vrees. Jesus het nader gekom en nadat hy hulle aangeraak het, sê hy: staan op en moenie langer bang wees nie. Toe hulle opkyk, het hulle niemand gesien behalwe Jesus self. Nou ons hoor baie dinge in hierdie storie en ons hoor baie dinge in die eerste paar verse van die boek van Hebreërs. So nou wil ek bietjie vir julle vra, hoe sluit hierdie 2 stories by mekaar in? Want dit is essensieel dieselfde storie, is dit nie? Hebreërs preek die preek, want ons het laasweek vasgestel, die boek van Hebreërs is eintlik een lang preek, waar die skrywer die lesers bemoedig, en Matteus wys vir ons prakties hoe Hebreërs 1 vers 1 tot 5, wat ons al gelees het, gebeur. So, Hebreërs preek die preek en Matteus wys vir ons hoe lyk dit. So kom ons kyk, wat sê hierdie 2 stukke van Jesus? Die eerste ding wat hierdie 2 saam vir ons sê is, Jesus is die finale openbaring van God. Daar is nie 'n ander openbaring wat gaan kom nie. Jesus is dit. So as ons ooit wonder of daar nog iets gaan kom, nee, Jesus is dit.
Hebreërs sê vir ons, in die verlede het God deur die profete gepraat, maar nou deur sy seun. En in Matteus sien ons, Moses en Elia verskyn, maar hulle verdwyn en net Jesus bly oor. So wat sê die skrywer hier vir ons in Matteus, of wat sê Matteus vir ons en wat sê die Hebreërs skrywer? Luister na Jesus. Moenie jou kop op ander plekke sit nie. Jesus is die finale openbaring, hy is die finale woord, en ek sê dit elke Sondag, hy is die weg, die waarheid en die lewe. Die tweede ding wat ons sien is, Jesus is die uitstraling van God se heerlikheid. Hebreërs sê, hy is die afskynsel van God se heerlikheid. As ons Jesus sien, sien ons God. Ons sien sy heerlikheid. En Matteus sê, Jesus se gesig straal soos die son. So Jesus is die uitstraling van God se heerlikheid. So dis okay om na Jesus te luister, want hy verteenwoordig God. En wanneer ons Jesus sien, sien ons die heerlikheid van God. Die derde ding wat ons hier sien is, Jesus is verhewe hoe enige iemand anderste. In Hebreërs lees ons, Jesus is hoër as die engele en die profete, so hy is hoër as enige mense opinie dan ook hier op aarde. En in Matteus sien ons, die Vader sê nie, luister na Moses en Elia nie, maar hy sê, luister na my seun. Dis belangrik om hierdie te verstaan. Die vierde ding wat ons sien is, die Vader bevestig Jesus se unieke seunskap. Beide gedeeltes bevat die Vader se stem wat sê, Jesus is my seun. Hy verklaar dat Jesus is my seun. En ek dink die laaste punt wat ek wil maak is die reaksie van gehoorsaamheid en aanbidding sien ons hierso. Hebreërs roep ons om aandag te gee aan Jesus. Hebreërs roep ons om te fokus net op Jesus. En Matteus wys die disippels wat in onsag neerval. Onthou, hierdie ouens loop saam met Jesus. Die disippels nou, in die storie, hulle loop saam met Jesus. Hulle sien Jesus doen sekere dinge. En hulle snap nog steeds nie. Petrus het al so 'n bietjie gesnap toe hy gesê het, hy verklaar dat Jesus die seun van God is. Maar die ander ouens loop saam met Jesus en hulle sien hom nog net as 'n leermeester, as 'n rabbi, as 'n ou wat 'n bietjie kan meer doen as die res van die ouens. En hier op die berg sien hulle hoe verander Jesus sy gestalte. Hulle sien hy skyn soos die helder son. En op daai oomblik kon hulle nie anderste as om te herken dat hy is eintlik die Messias, die een wat hulle verwag, en hulle val voor hom neer en hom aanbid. So nooi die skrywer van Hebreërs ons ook uit om voor Jesus te val en hom te aanbid en om te fokus net op hom. Nou, hoekom sê Jesus of God, luister na Jesus en nie na Elia en na Moses luister nie? Want Elia verteenwoordig dan nou die profete en die boodskap van die profete gebring het. En Moses verteenwoordig die wet en die boodskap van die wet. Nou ek het dit probeer mooi vir julle verduidelik hierso. Die wet en die profete het altyd ekstern gepraat. Nee? Werke en prestasies, moets en moenies. En ek sê nie dit is verkeerd vir die tyd wat dit daar was nie, want onthou, die Israeliete was 'n nasie wat geen struktuur gehad het en niks gehad het nie, so daar moes reëls in plek gewees het, maar die wet en die profete praat altyd werke, moets en moenies. Kyk net na die 10 gebooie. Nou die 10 gebooie vir ons beteken baie anderste as wat dit beteken het vir die Israeliete wat dit die eerste keer gehoor het. Jy mag nie moord pleeg nie, dis 'n moet. As jy dit doen, dan gaan jy veroordeel word tot die dood. Jy mag nie dit nie, jy mag nie dat nie. So die profete en die wet het altyd buitekant toe gepraat, het altyd godsdiens gepraat. Jy moet iets doen, 'n werkie doen, om in God se guns te kom. Maar nou kom Jesus, en alles wat Jesus doen, praat hy intern. Hy praat met my hart, en hy praat met my gees. Hy sê vir my, ek wil nie hê, jy moet iemand haat nie. Want as jy iemand haat, dan gaan dit jou seermaak.
So ek wil hê, jy moet wees soos wat ek is. Ek haat niemand nie, ek het almal lief. Ek wil nie hê, jy moet egbreek pleeg nie. Want as jy egbreek pleeg, maak jy jouself seer, en jy maak mense om jou seer. So Jesus kom en hy sê, ek wil nie graag hê jy moet jouself seer maak nie. Ek wil graag hê jy moet nader aan my beweeg. En as jy nader aan my beweeg, dan gaan jy my karakter optel, en jy gaan begin leef, soos wat ek is, en jou lewe gaan getransformeer word. Daar is nie 'n lysie van moeds en moenies godsdienstige werkies nie. En as ek so kyk na hierdie godsdienstige werkies, hou mense altyd op 'n plek waar hulle nie kan groei nie. Want jy kyk vas in die eksterne, maar die oomblik wat jy Jesus aanneem en jy begin 'n pad saam met hom te stap en jy laat toe dat jy sy stem alleenig hoor en jy word getransformeer deur sy woord, verander jou lewe totaal. Nou ek wil graag afsluit met 'n paar praktiese stappe van wat dit beteken vir ons vandag om na Jesus te luister. Hoe lyk dit vir ons om dan vandag te sê, ek luister na die Seun, ek luister nie meer na die ander dinge nie. Hoe lyk dit vir my vandag om te sê, Jesus is my finale openbaring en ek gaan na hom alleenig luister. So kom ons kyk na 'n paar praktiese goeders. Ek het dit so prakties as moontlik probeer maak. Wanneer kultuur een ding sê, maar Jesus iets anders sê, ek het so 2 voorbeelde hierso. Kultuur en die wêreld sê, volg jou hart. Volg net jou hart. En jy sal alles kry. Jesus sê, volg my. Daar's 'n verskil. Volg jou eie belang of volg Jesus? Jesus weet alles. Jesus het die beste vir jou. So volg eerder hom, want jy is 10-1 verkeerd. Die kultuur sê, jou waarheid is jou waarheid. En jy kan besluit wat jou waarheid kan wees. Jy kan besluit of jy lewe in jou eie hande kan neem. Jy kan besluit dit en jy kan besluit dat. Maar Jesus sê, ek is die waarheid. Om te luister na Jesus beteken jy laat nie populêre menings jou rigting bepaal nie, maar Jesus se waarheid alleen. En net hier kan ons die wêreld transformeer as ons die wêreld kan kry om hierdie net te snap. Kyk net na enige iets wat in die media aangaan. Kyk net na die groot probleme van ons kultuur, aborsie, die LGBTQ++, wat ook al beweging. Kyk net na al daai goeters. Hulle sê ek bepaal my waarheid en ek volg my eie hart. As hulle net kies om Jesus te volg, dan sal hulle totaal en al getransformeer word. Dan sal nie aborsies plaasvind nie. Mense sal nie doodgemaak word nie. Die tweede ding is, wanneer tradisie of familieverwagtings bots met Jesus se woord, sê Jesus nog steeds, luister na my, ek is die finale openbaring. Party families het snaakse rituele wat hulle aan vashou as waarheid. Ek kyk na baie van die ouer, meer gevestigde families wat snaakse tradisies het wanneer dit kom by kerk en snaakse tradisies het wanneer dit kom by die geestelike en hulle sit die pot totaal en al mis. Jesus sê, soek die koninkryk. Nie worry oor allerlei snaakse goedjies nie, soek die koninkryk. En ek wil dit net weer hierso bevestig. Daar's baie goeders wat gesê word oor ons nasie, Suid-Afrika, oor die mense van Suid-Afrika, en ons beklei baie, is ons nou Afrikaners, Suid-Afrikaners, is ons die boerelegioen, die boerevolk, die wie ook al. Ek gee glad nie om oor enige van daai nie, want ek is nie 'n burger van hierdie republiek nie, maar 'n burger van die koninkryk van God. So dit sê vir my, ek kyk nie vas aan die politieke klimaat van hierdie land en laat dit my rigting bepaal nie. Ek kyk nie vas aan kleur nie. Ek kyk nie vas aan wie oor die Drakensberge gekom het met 'n wat se kar ook al nie. Ek kyk vas aan die feit dat ek 'n burger is van hierdie koninkryk van God. En dit bepaal my rigting en my waardes. Ek gooi nie ons geskiedenis weg nie. Ek gooi nie ons waardes wat ons as 'n nasie gebou het weg nie. Maar
Dit wat in die verlede gebeur het in hierdie land bepaal nie my rigting nie, want ek is 'n burger van die koninkryk. Om na Jesus te luister beteken jy kies gehoorsaamheid oor goedkeuring en tradisie. Ek sal eerder gehoorsaam wees aan Jesus Christus en sy woord en sy finale openbaring as dat ek worry wat julle van my dink om te sê ja, maar ons moet so draai. Toe ons hier gekom het iemand, dis 'n interessante storie, het iemand eendag daar by ons huis gestop en hy sê, wat staan daar agter daar by julle braai? Ek sê vir hom, dit is 'n patio gasbraaier. Want ek het 'n patio gasbraaier. Daar's niks daarmee fout nie, want die gas loop dan se dadelik warm, ek hoef nie 2 ure te wag in die week vir kole nie. Hier gaan die ou af en sê, nee, jy gaan nooit aanvaar word in hierdie dorp nie, want hier braai ons met hout. Ek kan nie regtig omgee of jy met hout braai nie. As ek die aand besluit ek wil met gas braai, braai ek met gas, is my braai, my huis, my reëls. So ek sal nie luister na die waarheid van God se woord en doen wat God vir my sê om te doen, as wat ek worry oor wat ander mense van my verwag. Jesus is die finale openbaring. Die volgende ding wat ons kan doen prakties is wanneer godsdienstige geraas Jesus se stem probeer oorskadu. Sommige predikers en boodskappe bou vrees, sensasie of politieke agendas en dit doen ons nie hier nie, ons preek God se woord. En hier is die ding, onthou jy die storie van Petrus wat dadelik wou hutte bou. Hy wou dadelik gewerk het om God se guns te kom. In steede daarvan net om die oomblik te geniet, Jesus se teenwoordigheid te geniet, die amazing lig wat daar was van Jesus wat geskyn het, wil hy probeer werk om God se goeie boekies te kom. Ons doen nie dit nie. Ons hoef nie te werk om God se goeie boekies te kom nie. Ons hoef nie godsdienst te beoefen nie. Ons beoefen 'n verhouding met die lewende God. Ons werk nie, ons staan in verhouding. Jesus roep ons om in vrede, waarheid en nederigheid te leef. Nie anders te wil, nie die hele tyd te wil beklei nie, nie die hele tyd ander mense te wil sleg sê nie, nie die hele tyd jou eie punt te probeer oorbring nie. Hy sê, lewe in vrede, waarheid en nederigheid. En ons het 'n probleem met nederigheid in ons land, of in ons samelewing. Ek gaan weer terug na my eerste punt wat ek probeer maak, my waarheid, my manier. Om na Jesus te luister, beteken jy toets elke boodskap aan sy karakter en sy woord. Om na Jesus te luister, beteken jy toets elke boodskap aan sy karakter en aan sy woord. Onthou jy daai bandjies wat ons gedra het jare terug? Weet jy of mense dit nog kry nie? What would Jesus do? Nou ek sal dit 'n bietjie verander om te sê, what did Jesus do? Ons kyk na wat Jesus gedoen het en ons pas aan by hoe hy dit gedoen het. Ons verander ons karakter om by hom aan te pas. God verander nie sy karakter om by ons aan te pas nie. Ons lewe soos wat Jesus gelewe het en ons lewe sal vir altyd verander. Wanneer jy jou emosies jou wil lei, want dit is ons nou maar 'n ding wat baie maklik gebeur, né? Jou emosies lei jou en dit hardloop weg met jou. Partykeer sê jou hart vir jou, ek is alleenig in hierdie ding. Niemand is met my nie, niemand ondersteun my nie, maar Jesus se woord sê, ek is met jou. Ek sal jou nooit los nie, ek sal jou nooit wegstoot nie, ek is met jou tot die einde van die tyd, ek is met jou. Ek is saam met jou in hierdie ding. Wanneer jou hart vir jou sê, ek kan nie vergewe nie, want dit is 'n probleem wat baie van ons het. Iemand het iets aan ons gedoen, nou is daar so 'n ou bitterkol hier in die hart, en sê, ek sal nooit kan vergewe nie, want hy, Jesus sê, vergewe, soos wat ek vergewe. Want wat sê hy vir ons? Die oomblik wat jy jou hart sag maak, gaan dit beter gaan met jou. Daai persoon leef sy lewe, en of jy nou dink, of jy nou kwaad is of nie, hy leef sy lewe. Maak jou hart sag. Laat dit gaan. Ek wil hê dit moet goed gaan met jou. Om te luister na Jesus beteken jy laat sy waarheid jou emosies vorm, nie anders te om nie. Dan die tweede laaste ding wat ek net prakties wil gee is, wanneer jy voor groot besluite staan, werkkeuses, verhoudings, finansies, konflik, rigting in jou lewe, waarna toe om te gaan, om na Jesus te luister in dit, vra jy, wat eer hom? Wat weerspieël sy karakter?
wat bou sy koninkryk? En baie keer beantwoord hierdie 3 goedjies, wat eer hom, wat weerspieël sy karakter, en wat bou sy koninkryk? As jy daai 3 vrae baie keer antwoord, kry jy antwoord op baie dinge. Op jou werkkeuses, moet ek 'n skuif maak, Here? Is dit in die wil? Is dit in die koninkryk se wil? Of doen ek dit vir my eie wil? Of wat moet ek weg van iets af? Here, wat is in u karakter? Dink 'n bietjie daar, wanneer ek by jou finansies kom, Here, eer dit wat ek doen met my finansies u. Weerspieël dit u karakter. Bou dit u koninkryk. As dit nee is, dan moet jy verander. As dit ja is, dan is jy op die regte plek. Wanneer jy oorweldig voel in jou lewe, en ons luister net na God se stem, die disippels val neer in vrees, en Jesus raak hulle aan en sê, moenie bang wees nie. Ons is so geneig baie keer as ons oorweldig voel, of oorweldig raak oor 'n situasie, dan val ons neer in vrees, en ons vergeet dat Jesus se hand op ons skouer hou, en vir ons sê, moenie bang wees nie, ek is met jou. Om te luister na Jesus beteken jy laat sy stem jou stabiliseer, wanneer alles anderste jou skud. Baie keer is dit 'n klein stemmetjie, baie keer is dit 'n harde stemmetjie, maar wanneer jy oorweldig voel, laat toe dat Jesus jou fondasie wees. Laat toe dat hy jou stabiliseer en hy jou rustig maak. Dan sluit ek af met 'n vraag aan jou vandag. Wie laat jy toe met jou praat? Laat jy toe dat die dier met jou praat, die wêreld met jou praat, of sit jy dalk hierso en jy laat nog toe dat die wet en die profete met jou praat, en dit bring jou op 'n plek van werke, of is jy op 'n plek wat jy toelaat dat Jesus en Jesus alleenig met jou praat? Jesus se stem is nie veroordeling nie. So jy kan vandag hier so sit met die grootste probleem in jou lewe. Jy kan hier so sit met 'n ding wat jy dink ander mense gaan vir jou lag en vingers vir jou wys en vir jou spot. Jesus kom vandag en sê, ek doen nie. Ek veroordeel jou nie. Ek spot jou nie. Ek wil hê jy moet na my alleenig luister. En wanneer jy na my luister, en my karakter begin leef, dan daar vryheid kom in jou lewe. Ek is vol genade, ek is vol liefde, tweede kanse. Volg my, luister na my alleenig. Hou op om na die stem te luister. Ek wil graag hê met jou openmaak. Wat vir ons? Here, U vertel vir ons hierdie 2 stories, of U preek vir ons 'n mooi boodskap van dat ons na U seun moet luister, want U praat eksklusief net deur hom. En U vertel vir ons 'n storie in Matteus wat U vir ons wys hoe lyk dit, waar U sê ons moet net na U seun Jesus Christus alleenig luister. Here, my gebed is vandag dat ons Jesus sal eerste sit. Jesus is die antwoord. Jesus is die genesing. Jesus is die transformasie wat hierdie wêreld nodig het. En vandag spreek ek dit in jou lewe. Jesus is die transformasie wat jy nodig het. Jesus is die genesing wat jy nodig het. Jesus is die antwoord op jou vraag. So Here, mag daai waarheid vandag in elke persoon se hart neerval. En mag ons lewe begin aanpas, meer soos Jesus te wees en minder soos die wêreld. Mag ons sy karakter begin leef. Mag ons sy manier van dinge begin doen. Dis my gebed in die magtige en kragtige naam van Jesus alleen bid ons dit. Amen.